Julle kan julle plekke neem baie dankie. Goeiemôre vriende, baie dankie dat julle die moeite gedoen het om hier te wees. Het vir jou gesê, jy sal 'n paar mense wees vanmôre. Nou op 'n maandagmôre jou weekprogram te onderbreek, dit kos nogal iets. Jy moet iets los om vanmôre vir iemand te kom sê, sterkte vir jou kinders, vir die familie. Almal wat baie naby aan net geleef het. Ek het aan die laaste tyd seker omdat ek sleg is om naam te onthou, het ek maar van Patrice gesê. Want ek onthou die naam die beste. Ek wil hê dat u in die hand het u 'n pamfletjie. Dit is interessant, hulle sê dis 'n boekie, 'n geskrifie. Iets wat neergeskryf is, wat op die oomblik in ons samelewing die meeste gelees en die beste bewaar word. Mense lees nie meer nie. Hulle maak nie meer boeke en pamflette by mekaar en lees 'n Bybel, miskien dan beweeg hier en daar. En dan is dit al. Maar begrafnisbriefies beheer mense nogal, mense onthou dit, maar dit is meer as net 'n kennisgewing by 'n begrafnis. Dit is 'n bietjie van 'n opsomming van die lewe van 'n mens, van die mense naby aan. Daar's altyd deesdae pragtige foto's en herinneringe, persoonlike getuienisse, iets van die lewe van die mens. Ek wil hê jy moet dit in die hand neem, want dis die mens vir wie ons groet vandag. Ons is nie hier om 'n mens te verheerlik nie, ons is hier om by mekaar troos te soek. En dis hoekom begrafnisse belangrik is. Die COVID het vir ons geleer dat 'n begrafnis belangrik is. En ek wil vir u tog vra, moenie lelik wees met u wense as u beplan vir u eie sterfte nie. Daar is mense wat nie 'n begrafnis wil hê nie, dit is goed so. Elke mens het sy eie keuse. Maar mense hou nie 'n begrafnis vir die mens wat oorlede is nie. Al die mense is weg, verby. Vir hulle is die stryd op die aarde klaar. Mense hou begrafnis vir jouself, vir hulle wat agterbly. Dit gee geleentheid om te leer, om te huil, om krag by mekaar te kom soek, om 'n bietjie op mekaar te leer. En daarom is die saamwees dan die heel belangrikste aspek van 'n begrafnis. Nou, is ook weer wat dit was nie. Wat die omstandighede daarvan is nie. Ons kom soek troos by mekaar. Wees aan bedag daarop, en ons vergeet maklik, ons raak besig met die lewe, dis die verskriklike van 'n sterfgeval. Die lewe gaan aan. As jy nou hier uitstap, is mense besig, hulle werk, hulle ry, elke ou doen sy ding. Maar hier is ons vanmôre 'n paar mense, wat vir Nettie, Patrice, om jy eens geken het. Wat tyd en stukkie van ons lewens met haar gedeel het. Party baie. Party 52 jaar se mees intieme saamwees as man en vrou. Party het klompie jare soos wat ons is as kind, op die kleinkinders, op die kinders, maar agterkleinkind. Vriende, vriendinne, bure, kennisse. Sy was 'n stil mens, op haar eie, die voorreg gehad om die laaste paar, maar sy maande hier in die laaste jaar min of meer, by 1 of 2 geleenthede by hulle huis te wees, bietjie daar ook die besonder te gesels, ook haar nood en bekommernis oor haarself te verneem. Sy was bekommerd oor haar eie gesondheid, oor haar eie welwese, soos ons almal maar bang vir ongemak en pyn wat saam met die ouderdom kom. Dat 'n mens nie meer onafhanklik kan leef nie. En ek dink op 'n besondere manier, sy onverwags het sy gesterf, sy was nie siek dat ons kan dink sy sterf of terminaal nie, maar ek dink op maniere die Here haar gebede verhoor, om vir haar nie te laat ly nie te laat swaar kry nie. En die bietjie troos wat het mag bring, en dis maar uiteindelik min, dit tel tog 'n bietjie. Maar ek bedoel, jy is nou alleen, jy gaan in die nag wakker word, en hy plek het leeg.
mens gaan daar bel, jy gaan vir iets te eet bring, en dan vat jy te veel, maar is nie meer daar nie. Dankie vir julle as kinders, die besondere manier waarop julle nader gestaan het in die tyd, vir die rol wat julle speel, aan die Here vir julle ook getref het. Ons sien het raak, dat Pieter het julle kinders goed groot gemaak. En in hulle sien jy, nou sê jy nog baie jare, sê jy nog van die sien, en iets van haar beleef. Mag die Here self vir julle troos bring op sy manier, op sy tyd. En ek leer al meer oor het woord, dat ons troos nie daarin lê om te vergeet nie. Partykeer dink 'n mens, jy moet iemand vergeet om op te huil oor iemand. Ek dink dit is verkeerd om. Ek dink ons moet juis mekaar onthou. Baie troos lê eintlik in die onthou van iemand anders. Op 'n sekere manier verewig 'n mens ook iemand. In die genetika wat ek in my dra, in die verhale, die stories wat ons vir mekaar vertel, of haar wat ons groet, en dan in my gedagtes. En ons is hier as gelowiges, ons is in 'n kerk gebou by mekaar, waar ons openlik en hartlik en met vreugde die naam van Jesus Christus bely. En hy het gesê, moenie bang wees nie, glo in my. En hy het die dood oorwin. Hy het uit die graf uit opgestaan. Nie om weer te sterf nie, maar om nooit weer te sterf nie. En hy, die eerste woorde wat hy vir die mens wat hy ontmoet voor die graf wat 'n vrou was, toe sê vir haar, gaan sê vir my vriende, julle is nou nie meer vriende nie. Julle is nou my broers en my susters, ons is familie. Ons het nou een Vader. En hy leef, en ek leef, en julle sal saam met my leef. As jy dit kan glo, dan kan jy ophou bang wees vir die dood. Dis donker, dis onbekend. Maar daar is iemand met 'n groot hoofletter wat daar vir ons wag. Ons gaan afskeid neem van net, en daarom as jy nou die blaadjie deurblaai en kyk hoe lyk sy, dan gaan ons nou 'n videoetjie speel, waar ons iets van haar onthou, iets van haar leeftyd onthou. Ons doen dit saam met die familie, met vriende, as kennisse, met familie. Kom ons kyk daarna, en ons onthou vir haar. Dat ons vir haar ook op 'n waardige manier vandag kan sê tot ziens, en vir die Here kan sê, baie, baie dankie, vir die mens wat u vir ons geleen het. Now
Baie dankie. Kom ons maak 'n oomblik ons oë met mekaar saam toe, dan gaan ek ons voor in 'n gebed. Here, as my so terugbly en ons soek herinneringe, ons sien dit in foto's en in die onthou en in die verhale wat ons vanmôre met mekaar deel, dan besef ons dat die lewe werklik kort is. Dis 'n oomblik, een asemteug in die oneindigheid van die skepsel, in die oneindigheid van u skepping, dat 'n mens mag leef, een unieke wese, op 'n klein stofkolletjie in die heelal, maar dat ons ook kan weet en glo vanmôre, dat u elkeen van hierdie skepseltjies persoonlik by die naam ken. En dat u ook van die Cornelius geken het. En dat u van Pieter ken. Dat u elkeen van hulle kinders en in hulle familie, hulle skoonkinders en hulle kleinkinders en hulle vriende en vir my en vir almal, dat u vir ons almal ken vanmôre by die naam. En dat u nie eise stel nie. Dat u nie 'n God is wat sê, gee vir my nie. Maar dat u 'n God is wat uitdeel. En vanmôre buig ons voor u, want ons het elkeen troos nodig, in die besonder, hulle wat naby aan net nie geleef het. Dis wat ons kom vra. Dankie Here dat u vriende stuur, dat u mense bemagtig om te help, om te sê, hier is my skouer, leun 'n rukkie op my, môre het ek jou weer nodig. Dankie dat ons dit vanoggend vir mekaar kan doen, en dat dit sin maak van die lewe. Want ons het nie net vir u as God nie, maar ons het ook mekaar. En vanmôre is ons by mekaar as die familie van die lewende Here, wat u naam bely, wat in u as verlosser glo, en maar net vir u kom vra, troos vir ons, en help vir ons, soos wat u in die Psalm vir ons sal sê, kom beskerm ons, en hou ons veilig vas in u hande. Dis ons verwagting, Here, dis hoekom ons hier is, en ons weet, u sal dit gee op die manier. Daarom aan u die eer, ons aanbid u, en ons wag op u. Amen. Kom ons sing 'n lied met mekaar saam, op Psalm 146, die woorde is op daar in blaadjie, dis ook hier op die skerm, ek sien dit so 'n bietjie dof, dat ek dit nie op die nuus kry, ek is jammer daarvoor, ek hoop ek kon mooi sien waar daar gaan, maar kom ons sing Psalm 146, 2 verse daarvan, dit is op die blaadjie, en dit is ook hier op die bord, kom ons staan maar op, maak ons die bene slag reguit, dan sal ons dit met mekaar saam met die dus, dan kan ek ook dat julle vir ons help om die dienst te maken. Let's
blyk afwandel, want die skep maar 'n groot spanning. Die moeilikste goed om te doen is om so te staan en praat met iemand en met mense wat 'n mens ken en lief het. Daarom ek dink dis net een persoon, Henny, kom Henny. Sterkte vir jou ook. Jy moet net indien sê, jy kan praat, jy niks ons vat, maar praat net na amper soos dat dit 'n roomys is. Net jy nou maar lekker, maar nie kan praat asseblief. Dit dan sal antwoord die kant ons lekker daar. Sterkte ook vir jou, dankie dat jy bereid is om te doen. Ora, is het nou begin. Om die lede gevra om dankie sê, goed gesê. Eerstens, Dr. Kien, uitgegaan Saterdag aan, weer sonoggend, dit word reg weer warm bouwer, die graaf van die graf, dan Debbie van Afbok, baie dankie vir al jou raad met die reëlings. Ons weet jy doen baie dienste, maar ons weet alles, jy het alles ingesit met ons maasin. Ons wil baie dankie vir die diens en die bystand deur die week, baie goed gemaak het. Dan is van die kerk, dit groetjies, dit word waardeer. En al die kos by die huis, aanry, ek weet allemaal pizzas en die hele week was op ons geweest, baie dankie. Met myself en Hercules, skoonseens, ek het nie self geskryf nie. Beter skoonseens kan maar nie voorgevra het nie. Sy het altyd gesê, haar dochters het goeie mans gekry, en sy het bedoel. Dankie vir die liefde vir my. Jolandi, ek wil net vir Marlie Groplaar, Anne Sissie, vir die bystand by die huis, dankie vir die vroege oggende, stop, by haar en kom by die kerk, dis alles Marlie se dame, baie dankie. Gina, dankie dat jy altyd so mooi gekyk het na ma, haar gehelp het waar hy kom, selfs na die operasie, baie dankie. Die Katoef, gebedsgroep, baie dankie vir julle gebede. Daar was iets van Sarah en is dit nie. Sarah en Jolandi. Dankie Sarah vir jou bystand. Deur die week, eintlik vandat jy teruggekom het, jy was in die slag gepaar, ons weet, as ons nie daar kan wees nie, jy is daar. Jolandi, weet jy baie gedoen hierdie week. Baie dankie. Ma was baie lief vir jou. Pa, dankie vir pa se wonderlike opregte liefde vir ons ma die laaste 51 jaar. Pa was ma se hele wêreld. Sy pa oor en oor weer gekies het. Pa was haar rots, haar liefde. Sy was met alles in haar lief vir pa. En sy wil lewe vir pa gee. Baie dankie vir almal wat ver gery het vandag met voorbereid in familie. Het is niet gezegd met Jolande, het is niet gezegd met iemand. Vooral dat blijkt verder niet. Het is altijd moeilijk om al dat blijkt te doen, maar dank je voor die bedankings. Benny, een man dat ook voorvat, maar dank je ook voor je voorbeeld en voor je betrokkenheid. De mensen waren gewoon daar om oude mensen te begraven. Ik is op dit moment omdat ik meer jonge mensen begraven als oude mensen. Pieter Nuitag, ons is op een stadium samen beschreven. We zijn hier opgekomen, dan zijn hier bij die teerpad, daar was het die enige teerpad op die schema. Dan zie je nou, die 4 padden zo om met ons gereden. Ik moet over Pieter lang stil zien dat hij was. Met zijn mensen rondom zijn familie. En toen we terugkomen op die schema was hij een van de eerste mensen dat ons weer mee te doen gehad had. Weer kennend. Die Cornelis familie is nie 'n opvallende familie. Hulle het nou 'n dogter wat nou vir ons almal moet mooi hou. Ons hare reg te sny hier op die dorp. En sy doen dit goed, de meeste mense ken vir Jolande eintlik en die familie deur Jolande. Maar dankie dat ons toch tyd met mekaar gedeel het. Pieter kry swaar.
Omdat hy, ek wil amper sê, na binne geleef het, in sy huis geleef het, en hom uitgeleef het in sy huis. En 'n baie besonderse verhouding met sy vrou gehad het. Baie opregte, stil, sonder vertoon, sonder grootheidswaan. Ek wil byna sê op 'n eenvoudige, mooi manier. Dis wat ek waargeneem het. En dan kry mens swaar. Maar daar is nog steeds mense rondom jou, ons sal vir jou dra, genade as ek die Here vir jou kinders, kleinkinders gegee. Dat help, maar niemand sal ooit die plek van jou vrou kan inneem nie. Naas om 'n kind aan die dood af te staan, is die dood van 'n lewensmaat die slegste trauma wat 'n mens kan tref in hierdie lewe. Sielkundig, godsdienstig, op enige manier, is dit geweldig ontwrigtend. Ek het met vrouens gepraat wat meer as 'n jaar lang tyd na die man se oorlede is, op 'n dag onvroeds hulle self betrap dat hulle ekstra plek dek. Dat hulle sy plek dek aan tafel, maar hy is oorlede. Daar is iets vasgegroei in 'n mens, dat die Bybel sê, mens word eintlik 'n nuwe entiteit. Die Bybel sê, julle word een vlees, man en vrou. Is meer waar as wat mense dink. Ek gaan dit nou maar aan die begin sê, ons gaan nou in die Bybel lees, ek wil nie my woord vir u verkondig nie, maar pas op, hoe dat ons leef. Om iemand te troos, moet jy begin doen lank voor jou sterwe. Die belangrikste trooster by 'n graf, is die een wat begrawe word. En dit moet jy voor jou dood doen, natuurlik. En ons doen dit nie altyd nie. As soveel keer by 'n begrafnis hoor 'n mens, as ek maar net. Bietjie van 'n verwyte, iets wat ek nagelaat het. Hoekom het ek nie maar nie? Ons het mekaar. Ons is die lewendes, ons is hulle wat agterbly. Ek weet nie wat is die verhoudings nie, ek weet nie hoe leef jy die lewensmaat saam nie. Niemand van ons volmaak is al mense met baie foute, ons irriteer mekaar maar soms. Maar as jy vir iemand wil sê, jy is nog lief vir hom of vir haar, sê dit, so gou as moontlik, vandag nog, môre is dalk te laat. As daar nog onvrede is met iemand, maak vandag nog weg, môre is dalk te laat. Maar daar is net een sekerheid, en dis dat elke lewende nie vir altyd gaan leef nie, maar eendag moet sterf. En of jy nou oud is, of jy jonk is, die dood kom op sy tyd. Vir Nettie Cornelius was haar lewe voltooi. Geen lewe is onvoltooi. Party lewens duur 'n paar dae, klein babie. Die mense word baie oud. Die oudste mens wat ek in my lewe begrawe het, was 104 jaar oud. En sy het op haar sterfbed gesê, toe vra, Tannie, wat kan Tannie vir my sê van die lewe? En sy het met 'n swak stemmetje gesê, kort, so kort, op 104. Die lewe is nie lang nie, hy is kort. Daarom moet ons van elke sekonde en elke minuut die beste maak. Mag die Here vanmôre vir ons by hierdie begrafnis inspireer om dit te doen, terwyl hy vir ons spaar en ons nog mekaar het. Ons maak ook omdat ons oor toe na soek ons troos by die digter van Psalm 91. Ons gaan dit met mekaar saam lees. Aangrypende mooi Psalm. Een van die mooiste psalms, naas Psalm 23, een van die mees troostvolle psalms in die hele Bybel. Kom ons maak dit met ons oor toe, dan gaan ek vir ons voor in 'n gebed. Here, ons leun 'n bietjie op mekaar vanmôre, want ons voel maar almal baie kwesbaar. Dankie dat U vir ons gespaar het, tot vandag. Dankie vir die gawe van lewe. En ons is nou hier, om vir Nettie te kom groet. Sy het vir U geken. En U was tevrede met die voltooidheid van haar lewe. En daarom
en U die sleutel gedraai en het sy gesterf. Ons glo en ons weet, as ons dit vir mekaar sê, dat U daar was toe sy gesterf het. En dat dit nie moeilik is om aan die slaap te raak in die hande van die lewende God nie. Want dis wat U beloof het. Dis wat U vir ons gee. Ook die vermoë om saggies weg te gaan met U veilige hande rondom ons. Dis wat hierdie Psalm vanmôre vir ons moet kom sê. U is ons beskermer in lewe en in dood. U was dit. U sal dit wees as ons hierdie uitstap. Maar U sal ons beskermer wees vir ewig. Ons bely dit en ons glo dit. En vir U wil ons sê dankie. Maak ons dan stil en rustig, Here, dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Praat met ons uit die woorde van U kosbare boek. En help ons om dit te glo en dit te gaan uitleef. Aan U die eer.